Goeienaand, ek is Johanna Poot Vensters en vanavond is ons by internationale chef Eduardo Spekskieter. Volg my gerus. Goeienaand Eduardo. Hoi daar Johanna Poot, hoe gaan dit hier so? Nee, verrassing om jou hier te sien. Dit is verskriklik lekker, ons het so pas net in sy kombuis ingestap en toevallig sy besig met 'n internasionale dis. Nou Eduardo, vertel vir my, jy kom so pas terug vanaf die Amerikaanse state. Dis reg, ek kom nou net terug van die Amerikaanse state. En jy het hierso wat kom doen, spesiaal vir ons kom huis maak? Kos, hy kom kos maak in ons huis wat ons probeer maak. Nou vertel vir ons meer van jou disse wat jy vanaand vir ons voorberei. Wel, ek het besluit om vanaand vir ons 'n lekker potjie hoender, ons kry hier 'n lig daarso, hoender, sampioene, bacon en wag, ons moet nog die pasta maak, so Johannes wil met dalk help. Ja, verseker, ek dink dit kan baie interessant wees op hierdie deel van die proses. So, ons maak net vir jou oop daarso. Gooi ons die pasta. Jy is al wel 'n skerp mannetjie man, met genoeg krag om Ek sê vir jou dit. As jy mense soos ek is gebruik, jy gewoonlik 'n skerp. Nee, sommer net met die baie tips, maar gooi vir ons daarso die potjie. Vertrou jy? Natuurlik. Ek vertrou my. Natuurlik. Nou gaan ons dit gou op die pot op die oond sit en dan is ons terug in 'n paar minute. Daar sê Johannes baie dankie. So, maar dit is 'n perfekte pot penne. Penne, is dit wat mense doen? Hoe kan 'n mens dit penne Spekskieter? Want dit lyk nie soos potlode nie. Okay, en nou gaan ons oor na die verduidelik asseblief vir ons, wat is in hierdie spesifieke dis wat jy vir ons voorberei? Wel, ons het hoender gevat en ons het dit versnipper en toe het ons sampioene daarby gesit en dit saam gebraai met 'n bietjie hoender spice. Toe vat ons bacon, natuurlik vir ons Joodse kykers, hierdie is nie die ideale dis nie, maar ons kyk vir almal. Maar ek is seker mense kry soos soja bacon, kry mense nie? Ja, kyk, ek hoor julle het 'n besonderse goeie resep verlede week gehad waar julle rys en soja wors gebruik het. So ek het nog nie soja bacon afgekom nie, maar as jy doen, asseblief laat weet my. Ja, ek het nou die dag vir die honey my by Checkers gekry. Oh, en en Jason en sy het byvoorbeeld vir my gesê dat die soja bacon net om die hoek is. So, ons sal jou volgende keer daar 'n draai laat loop en Bentley gee vir Checkers. Wel, as jy nou nie kan anders as om soja bacon te kry nie, vat net die bacon, versnipper dit en braai die daar uit en dan is dit heel gesond. So wat jy dan kan doen is, nadat jy dit gebraai het, ja, natuurlijk, ek sal jou bystaan met hierdie proses. Ons gaan nou 'n bietjie room vat. Wat se room gebruik jy spesifiek? Hierdie is fresh cream wat ons gekoop het by en jy kan dit vir my in die pot gooi daarso. Jy vertrou my vanaand verskriklik baie goed met hierdie tipe van klas van ding. Heerlik, kyk daarso. Ek weet nie of ek jou van die tweede een gaan vertrou nie, so ek sal myself ingooi. En daarna gaan ons die bacon uitskep. En dit is 'n baie interessante proses. Vertel ons, hoe skep mens bacon uit? Want ons vreeslik baie olie wat agterbly en dis nie baie lekker om te eet. Dit was 'n verskillike intelligente antwoord. Ek het glad nie verwag nie. Glad nie. En dan roer jy nou outomaties dan nou eventually hierdie jankoksie. En kyk, eers jy die bacon hierin en daarna dan roer jy die spul tot dit 'n dik van 'n spul is en laat jy hom net so bietjie kook. Dit is vir my verskriklik, maar as hy op 'n warm glas, want ek sien geen borrelende aksie hier nie. Weet jy, ons het hom afgedraai want die probleem met melk is dat hy verskriklik vinnig kan brand. So wat ons doen is, ons draai hom af vir 'n rukkie en dan wanneer jy al jou hande bymekaar het, dan sit jy hom weer aan. Al sy hande sê hy vir ons. Ek is verskriklik honger nou al met hierdie kos wat jy maak. Dink jy ons kan dalk al 'n bietjie van jou proe nie? Weet jy, nee. Goed. So kom ons
wat toer hier die proses van hoe maak en wat se omgewing maak Eduardo Spekskieter kos, want so 'n internasionale chef soos hy wat van die Amerikaanse Verenigde State afkom, het obviously standaarde. So as mens hier so kyk, hy hou daarvan half verlepte blomme in die kombuis, dit laat hom altyd voel asof dinge nie beplan is nie, verstaan, jy wil nie dadelik lyk asof jy goed is gaan koop het vandag vir die spesiale uitsending nie. Dis het ons dan nou ook dooie plante in die kombuis, omdat dit geen stof afgee nie. En dan het ons hierso wasbakke, want dit is gewoonlik waar jy dan nou alles was as jy klaar is. En we gaan vordering hierso. Wel, ons het hom nou net opgedraai en te danke aan Eskom en ons elektrisiteit hierso, gaan ons nou 'n rukkie moet wag en kyk wanneer die krag weer vir ons te gaan verskaf. Maar tot dan, tot 'n volgende keer, en ons wys julle volgende keer presies hoe hierdie dus uitgekom. Is dit ek, Johanna Poot Vensters en Eduardo Spekskieter met klits. Baie dankie.